Hartlik goeiemôre vriende, baie welkom by Luks Moenie se eediens vanoggend. Hier in die vakansietyd tussen die kwartale kyk ons 'n bietjie na Bybelkarakters en ons het verlede week na Dawid gekyk en volgende week Maria Magdalena wat baie interessant gaan wees. En vandag kyk ons na Lukas. Ons weet Lukas het die evangelie geskryf, maar wie was hy eintlik en wat kan ons by hom leer? Ons weet uit die skrif uit dat hy was, volgens Paulus was hy 'n mediese dokter gewees van die tyd, en hulle het 'n nou verhouding gehad, en as ons dan vanoggend dink, partykeer moet ons maar almal by 'n dokter uitkom, en my dokter het gewoonlik vir my gevra, waarmee kan ek jou help? En dan sê ek vir hom, dokter, ek het nou hierdie, ek het 'n hoes aan my en ek het keelseer en dit, en dan terwyl ek vir hom vertel, kom ek agter hy luister nie eintlik nie. En hy besig met sy goed in. En dan sê hy vir my, as ek nou klaar vertel het wat my verkeerd is, dan sê hy vir my, gaan lê jy vir ons daar op die bed. En dan kom hy met sy stetoskoop en hy luister aan my hart. En dan maak hy eintlik sy oë toe soos hy luister. Ek kan hoor hy luister vir iets spesifiek. En dan luister hy na my longe en hy sê haal asem en dan in asem, uit asem op my rug, luister hy daarna en dan doen hy, voel hy, jy weet, aan my, en dan uiteindelik sê hy vir my, waarmee kan ek nou vir help? Dis asof hy nie gehoor het in die begin nie. Hy het gegaan en hy het na spesifieke goed gekyk, hoe my gesondheid is, en hy het my hart geluister, en hy het gekyk spesifiek na goed, en dan wil hy hoor, wat is dit waarmee hy kan help? Dis die fyn waarnemingsvermoë van 'n dokter. Hy kyk na spesifieke goed, en dan besluit hy hoe hy jou kan help. En so, Lukas miskien, fyn waarnemingsvermoë. En ons sien dit in die evangelie wat hy geskryf het, en ook in Handelinge, hoe hy fyn te werk gegaan het, ook die Griekse taal baie goed geken het. Hy het definitief Grieks hoërgraad gehad, hy het dit goed geken, en hy het baie goed geskrywe, en so het hy tussen hom en Paulus, het hulle die grootste deel van die Nuwe Testament, het hulle eintlik geskrywe. Maar as ons dan dink, wie was Lukas eintlik? Wie was hy as persoon gewees? Ons weet hy was nie 'n Jood gewees nie, hy was uit die heidendom, 'n bekeerling, daar uit Antiochië se wêreld uit. En as ons dan dink, jy weet, waar hy, hoe hy tot bekering gekom het, en hoe sy paadjie geloop het, weet ons eintlik baie min van hom af. Maar kom ons lees in die woord, paar verse uit, Handelinge 1 uit, wat ons 'n bietjie 'n groter prentjie kan gee, maar voor ons dit doen, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die groot liefde, dankie dat u mense geïnspireer het, deur die eeue, deur die millennia heen, om u werk te doen, u koninkryk uit te brei, in 'n diens waarin ons ook staan, en gee dat ons dan vandag uit Lukas se lewe uit, ook lesse kan neem, om in ons eie lewe toe te pas. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees die Handelinge 1, vers 1 tot 3. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Jesus in die eerste paar woorde van wat hy skryf. Van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. 'n prentjie van Jesus se lewe, dit is die Lukas evangelie. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee. Dadelik die Heilige Gees, iets wat in Lukas baie prominent is, hoe hy oor die Heilige Gees praat, hoe hy opgewonde is, en hoe hy die werk van die Heilige Gees sien in wat gebeur. Hoe hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. Kan jy die fyn waarnemingsvermoë daar raak sien? Onbetwisbare bewyse. Lukas is iemand wat seker maak van dit wat hy skryf. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Wonderlik, hier sien ons iets in sy manier van dink, hoe hy hier skrywe aan Theophilus, wat hy hierdie verhale opteken, en seker maak van sy feite, en hoe ons dan kan ook die voorbeeldpunt vandag, van al daardie werk wat hy onderneem het.
Ons weet van hom as persoon miskien nie baie nie. Ons weet dalk nie hoe hy bekeer geraak het nie. Maar uit dit wat hy vir ons nagelaat het in sy werk, weet ons hoe Paulus tot bekering gekom het. Daar op die Damaskuspad het Paulus besig om die Christene te gaan volg, kom daar die lig, en dit tref hom, en hy is daar van die perd af, en hy is daar op die grond, en hy is stom geslaan, hy is blind geslaan. En dis asof ons daar was, en Lukas wat daar die werklikheid van dit wat daar gebeur het, vir ons kan gee. Alhoewel ons nie weet van hoe hy bekeerd geraak is, kan hy vir ons, en hoeveel van die bekeringsverhale wat voorkom in die evangelie van Lukas en ook in Handelinge, wat hy dan in werklike terme, in werklike taal vir ons kan die prentjie skilder, sodat ons amper voel asof ons daar ook was. Ons weet nie hoe hy die eerste keer die Heilige Gees ontvang het nie. Maar wat ons kan sien uit dit wat hy geskryf het, hoe hy enthousiasties was en hoe hy kon vir ons daar op Pinksterdag toe Petrus vol van die Heilige Gees en hy begin praat met die Jode daar. En hoe die Heilige Gees uitgestort het, hoe die gebou ruk en hoe die werklikheid, dit van hoe die Heilige Gees gekom het, kan hy vir ons in helder prentjies, kan hy dit vir ons gee. So alhoewel ons nie weet hoe hy die eerste keer die Heilige Gees doen, gee hy vir ons hierdie prentjie van dit wat daar in die vroeë Christelike kerk gebeur het. En hoe wonderlik is dat hy nie net die Heilige Gees sien in dit wat daar gebeur het in die vroeë kerk, hy kyk ook terug in die woord. Hy wat nie 'n Jood was nie, gaan lees die Ou Testament en hy gaan leer dit en hy sien ons hoe praat hy dan oor hoe Dawid deur die Heilige Gees ook ontvang het en so dan getuig het. Ons weet nie altyd wat in Lukas se gedagtes aan die gang was nie. Maar in sy skryfwerk trek hy ons in by mense se gedagtes. Hy praat van Maria wat, toe hulle vir Jesus na 3 dae kry, wat hy daar saam met die geleerdes sit en hulle vra en hom gesoek het. En hulle is verstom oor sy kennis. En Lukas skryf vir ons dat Maria het hierdie dinge in haar gedagtes bewaar. Dis asof hy ons intrek in mense se gedagtes in hoe ons dink, hoe ons dinge verstaan, kry Lukas het reg om ons daardie prentjie vir ons baie helder te skilder. Ons weet nie of Lukas arm of ryk was miskien nie. Maar wat ons weet is dat hy in sy skryfwerk kom daar 'n voorkeur uit vir mense wat behoeftig is. En dan kom daar 'n voorkeur uit om mense wat arm is ook te kan bedien. En dis asof hy uitkyk vir hulle. En so sien ons in sy gedagtes en hoe hy skryf, dat hy nie net die eksklusiewe kant van die samelewing gefokus, maar ook in die behoefte, miskien meer so, aan mense wat het nie so wyd het nie. En so leer ons uit hoe hy skryf, ook dat hy as 'n vreemdeling miskien tussen die Jode, skryf hy uit die groter familie van God. Wanneer hy die geslagsregister van Jesus opstel, doen hy nie soos die ander evangeliste, en hy begin by Abraham nie. Nee, hy gaan terug tot by Adam. Adam die seun van God. En so skets Lukas vir ons 'n beeld van dat alle mense in God se familie, God se koninkryk welkom is. Vir hom is daar nie vreemdelinge nie. Soos hy vertel van hoe Jesus in Tyrus en Sidon ook gewerk het. En in die sendingwerk wat hy saam met Paulus gedoen het, hoe hulle ook daar in vreemde omstandighede tussen mense wat nie die Bybel geken het, nie Judeese mense nie, hoe hulle ook daar gefokus het, en dat uit sy perspektief uit, dat almal welkom is. En in God se wêreld is almal welkom. En dis miskien iets wat ons kan leer, om weier te kyk as net ons eie omgewing, en die wat vir ons dieselfde miskien kultuur en so as ons het. En so weet ons ook dat Lukas nie Judeese opvoeding gehad het nie. Maar in sy skrywer kom het uit hoeveel huiswerk hy gaan doen het, hoe hy die Ou Testament gaan bestudeer het, en hoe hy kon aanhaal daai. En so weet ons dat hy noukeurig was. En dit hoe hy dinge oorvertel het, en hoe hy dit dan vir ons nagelaat het. Lukas is ook iemand wat die wonder raak sien. Waar
waar Petrus hulle in moeilike omstandighede getuig, en Herodes vir Jakobus laat doodmaak het en hom gevang het en hom toegesluit het om die volgende dag dan voor die volk te bring. Kom daar die engel in die nag en hy maak vir Petrus wakker, sê kom, staan op. En daar die boeie wat van hom afval. Lukas sien dit. En hy gee vir ons daar die prentjie van hoe die onmoontlike gebeur. Toe hulle by die deur, toe hulle loop verby die wagte kan dit nie waarneem nie. Hulle kom by die swaar eisterdeur en die deur gaan self oop. Dit voel as daar is, hy trek ons in. En dan daar die volgende dag, toe hulle vir Petrus hulle wil laat roep, en die mense hulle gaan soek, en hulle kry hulle nie in die tronk nie, en waar kry hulle kry hulle in die tempel besig om mense te leer, en daar die boodskap moes koud gewees het op daar die hoofpriesters ore. Die mense wat jy gedink het in die tronk is, staan in die tempel, en is besig om die mense te leer. Is dit nie wonderlik nie? Lukas ons in hierdie drama intrek, van die wonder van boeie wat afval, eisterdeure wat oopgaan, en hier staan hulle in die tempel, die wonder wat Lukas waarneem, en dit dan ook vir ons oordra. En waar sal ons sien waar Lukas miskien werklik op die toneel, werklik ook deel van Paulus' sendingwerk kom, en dit kom in hoofstuk 16 vers 10 voor, en Paulus het 'n gesig, en hy sien 'n Macedoniese man wat vra, hulle moet na hom toe kom. As ek daar vir 16 vers 10 kan lees, nadat Paulus die gesig gesien het ons so gou moontlik gereed gemaak. Ons. En dit beteken Lukas is nou saam met hom en na Macedonië te vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Hier is Lukas nie net meer versamelaar van materiaal, hoor by die getuies soos wat hy gesê het en dit op te stel nie. Nee, hy is nou prakties betrokke, hy is saam met Paulus. Hy is besig om in hierdie sendingreis ook betrokke te raak. En so sien ons dat Lukas van fyn waarnemer en die opstel van die verhaal word hy hier gestuurde. En is hy deel van dit die werk wat Paulus mee besig is. En dan, soos wat Paulus se werk vooruitgaan en uit Jerusalem toe gaan uiteindelik en daar gevangen geneem word, is Lukas die getuie. En hy sien hoe die venyn van die volk en deur sy verhoorproses en hoe hy daar in Caesarea 2 jaar in die tronk moet wees. En uiteindelik word hy op 'n skip gesit en Lukas is saam met Paulus. En hulle word op haar skip gesit en hoe die verhouding tussen die bewaarder, die offisier en die skeepskaptein en daardie dinamiek en Lukas wat dit alles vir ons kan bring, is amper soos 'n reisverhaal met 'n baie groter verhaal hier agter. Dit is die Paulus wat by die keiser moet uitkom. En hier die natuur wat teen hulle draai, en daar die seisoen wat hulle te laat is te laat om in Rome te kom. En dan daar die storms en hoe hulle uiteindelik skipbreuk ly by Malta, nadat hulle baie dae op die see rondgedobber het, en daardie skip eintlik nou maar op die wal moet gaan, is hulle enigste kans, en hoe Lukas ook moes help om daardie skeepstoerusting oorboord te gooi, en hy fisies betrokke raak in hierdie stryd, en dan, wanneer daardie skip vassteek in die sand, en dit is nog eind van die strand af, en daardie woeste golwe begin die skip opbreek hier van agteraf, en die kaptein wat vir hulle sê, die wat kan swem moet nou spring, en die wat nie kan swem nie moet maar iets gryp van die boot wat besig is om op te breek, wat hulle ook al kan, en as jy mens kyk na hoe hy dit daar skryf, dan klink dit asof Lukas nie een van die wat kon swem nie. En hy hier skipbrekeling moet hy iets gryp om vir sy lewe aan vas te klou. En saam met Paulus moet hulle oor daai kant van daai skip spring en in daai koue water in. En hulle kom veilig op land. En die wonderlike verhaal wat daar gebeur, hoe daar vir hulle gesorg word, hoe Paulus deur daardie slang gepik word, hoe die mense sit en wag dat hy moet doodgaan, en Lukas skryf dat dit klink asof hy weet, daar gaan niks met Paulus gebeur nie, want hy het gesien wat alles al gebeur het, die wonder wat eintlik al plaasgevind het in Paulus se lewe. En is dit nie wonderlik dat ons getuie het wat eerstens daar was,
Paulus se werk, en wat hy ook dan saam nat word, saam koud kry, en saam by die vuur moet staan met die nat klere, en hoe daar die warmte, in daardie warmte, ten spyte van die slang Paulus niks oorkom nie, en dit die wonder van God se sorg wat deurkom, en hy vir ons getuie kan wees om ook daardie verhaal te vertel. Ons leef daar van Handelinge 27, vers 43 en 44. Maar die Romeinse offisier wou Paulus red, en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem beveel om eerste oorboord te spring, en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en ander wrakstukke vas te klou. Op hierdie manier het almal veilig aan land gekom. Is dit nie wonderlik? Hierdie verhaal wat nou vir ons kan gebring is, en die toewyding wat daar betrokke was, en ook om oor daardie kant van daardie boot te spring. En ons, baie keer is ons ook so op 'n punt om ongemaak te verduur vir dit wat reg is, dit wat goed is. En dat ons op 'n partykeer moet nat word en moet koud kry om die regte ding te doen. En daar vir ons 'n voorbeeld is in hoe Lukas en Paulus dan hierdie saam hanteer het. Uiteindelik is Paulus in Rome en lyk dit asof die verhaal tot einde kom. Paulus is uit opsieshuis, hy is gevangene, en hy skryf in 2 Timoteus 4 vers 10 tot 13, skryf hy boodskap aan Timoteus, 2 Timoteus 4, 10 tot 13, en ek lees vir u, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat. Hartseer. Daar is van Paulus sy helpers wat saam met hom was, het besluit genoeg hiermee, en hulle het besluit om hom te verlaat en na Thessalonika te vertrek. Crescens is na Galasië en Titus na Dalmatië toe. Net Lukas is by my. As dit Paulus. Dit lyk of daar nie hoop is nie. En Lukas is by hom. Lukas ondersteun hom nog steeds. Gaan haal vir Markus, sê Paulus dan vir Timoteus, en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efes toe gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Carpus en Troas laat bly het. En dan 'n interessante deel wat Paulus vra. Ook die boeke en veral die perkamente. Selfs vir Paulus, wat hier verlaat is deur van sy helpers, Lukas wat getrou is, en dan hierdie boodskap, bring die boeke saam, bring die perkamente saam, daardie rol wat die Bybel opgeskrywe was in daardie tyd, boekrol. En hier kom dit uit hoe belangrik dit is wat Lukas gedoen het, om te skrywe, en dit na te laat, en dit vir ons vandag beskikbaar is. Hy het getrou sy werk gedoen, hy het dit deur die lens wat Lukas na die wêreld gekyk het, het hy dit gehanteer. En as ons dan vandag miskien 'n paar lesse kan leer uit Lukas se manier van dinge doen. Vir Lukas, het dit nie oor Lukas gegaan nie. Dis hoekom ons nie veel van hom weet nie, dis hoekom ons al moet soek deur al hierdie dinge wat hy nagelaat het, om ietsie hier en ietsie daar van hom te sien, maar wat ons sien, is iemand wat toegewyd is, en ook bekwaam is, en dit gebruik, en dit eintlik gebruik, ten spyte van teenstand. Hy sien en leef die wonder van die Heilige Gees. Meer as enige iets in die evangelie van Lukas en ook in Handelinge, kom die werking van die Heilige Gees, die kragtige werking, en hoe hy mense se lewens verander, en hoe hy die rigting waar die vroeg-Christelike kerk in is, dit stuur, waar hy baie keer vir hulle sê, moenie hier verder werk nie, gaan hier naartoe. En hoe hy dit amper met hulle praat, soos wat 'n persoon met mekaar praat, hoe die Heilige Gees, en wanneer ons dan in ons lewens dink,
die Heilige Gees wat deel van ons lewens is, en dat ons ook moet let daarop, en soos Lukas moet uitkyk daarop, en seker te kan maak dat ons werk, en die Heilige Gees wat in ons is, belydenis, en dat ons die Here se werk so dan kan uitvoer. Dan laastens, Lukas kyk deur die lens na die wat dit nie so wyd het nie, die wat die armes, die behoeftiges, en ook die vreemdes, en so nooi hy almal in God se groter familie in, God se groter wêreld, waar hy sy koninkryk bou, vir die ganse mensdom, en dan ook vir ons dan, hierdie voorbeeld na te laat. Ons prys die Here vir sy lewe, en ons prys die Here dat ons ook daaruit kan leer vandag, en my gebed vir u is dat dit sal positief inspireer, om u bekwaamhede ook dan so te kan uitleef tot sy eer. Amen, kom ons bid saam. Vader, in die groot genade gebruik jy gewone mense, om in die koninkryk werksaam te wees. Dankie vir daardie voorreg. Ons vra dat u ons sal inspireer en daarop sal wys waar ons bekwaamhede kan gebruik tot die uitvoering van die koninkryk. Dankie vir al die seëninge, dankie vir dit wat behou gebly tot vandag, dat ons in hierdie woorde die Heilige Gees se stem kan hoor, en dit ook in ons lewens kan toepas. Dankie Here vir al die goeie gawes en seëninge wat u ook vir ons gemeente gee, en ek bid vir ons gemeente, en dat u hand sal hou oor ons gemeente, dat ons hier, waar ons geplaas is, 'n helder lig sal wees, om u koninkryk uit te bou. Ons vra dat alles, nie omdat ons dit verdien, nie maar alleen uit genade in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Meester. Amen.